So, die 4de industriële revolusie. Kom ons kyk wat dit nou eintlik beteken. En die ding is, jy's reeds deel daarvan of jy dit besef of nie. Dink aan Uber, Netflix of om jou ligte met jou foon te beheer. Dis alles deel daarvan. Dis die kern van die 4AR, waar die fisiese, digitale en selfs biologiese wêrelde begin saamsmelt. Die krag hierachter is 'n mengsel van tegnologieë, van KI tot robotika en nog baie meer. Die doel is om nuwe geleenthede te skep en ons verhouding met masjiene te versterk. So wat's die goeie nuus? Wel, die 4IR het 'n paar groot voordele. Een van die grootstes, outomatisering kan produktiwiteit met 5 tot 8% verhoog. Dit kan ook ons lewensgehalte verbeter en dit makliker maak om 'n besigheid te begin. Maar daar's 'n ander kant van die munt. Daar is ook groot uitdagings en risiko's. Hele bedrywe word omgekeer, van hoe ons ry tot hoe ons films kyk. Hooggeskoolde werkers word meer gesog, terwyl laaggeskoolde poste bedreig word. Dit skep werksonsekerheid, kuberveiligheidsrisiko's en nuwe moeilike etiese vrae. Goed, kom ons maak dit prakties. Het jy al gehoor van 'n slim stad? Slim stede versamel data, analiseer dit met KI en neem dan beter, ingeligte besluite. So kan verkeer beter vloei of vullisverwydering gebeur net wanneer dit regtig nodig is. In Amsterdam byvoorbeeld tel 3D-gedrukte brûe voetgangers, dit help met toekomstige beplanning. Maar met al die tegnologie is daar steeds dinge wat net mense kan doen. Vaardighede soos kreatiwiteit, komplekse probleemoplossing en veral spanwerk bly onvervangbaar. En dit skep 'n groot uitdaging, wat ons noem die vaardigheidsgaping. Die vraag na tegnologiese vaardighede groei vinnig, maar daar's net nie genoeg opgeleide mense nie. So die groot vraag waarmee ons almal sit, is ons regtig gereed hiervoor?